Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees rondom sy woord. Wat 'n voorreg om die woord van die Here in ons midde te mag hê en ons weet dat die opening van die woord gee vir ons wysheid. Dit maak die eenvoudiges verstandig en wat 'n voorreg om te weet dat die Here ook deur die waarheid van sy woord ons verstand gee, ons genade skenk, ons wysheid skenk om dan ook te lewe tot eer van sy naam, tot uitbreiding van sy koninkryk, ook in hierdie wêreld wat wegsink in sy sonde en ongeregtighede. Nou vriende, vanmôre gaan ons aangaan met ons reeksie van uit die boek Spreuke. Ons gaan vanmôre stil staan by vers 24 tot 26 onder die oorhoofse tema goeie raad. En ons gaan vanmôre 'n bietjie praat oor die gedagte van vrygewigheid en naaste liefde en dan so ietsie oor die beginsel van besigheid soos na vore kom in vers 26. So kom ons val weg en ons kyk na hierdie paar verse en ons vertrou die Here vir wysheid ook in hierdie sake. Vers 24 sê, daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry, en een wat terughou meer as wat reg is, maar tot sy gebrek. Die siel wat seën, word versadig, en hy wat laaf, word self ook gelaaf. Nou vriende, as ons na hierdie twee verse kyk, dan sien ons die goeie raad wat die Here vir ons gee as sy kinders. Dit is baie belangrik om te weet dat die Here ons nie net kom red uit genade, deur geloof op grond van dit wat Christus aan die kruis gedoen het nie, maar hy gee sy woord vir ons, sodat ons kan leer hoe ons nou moet lewe as nuutgemaakte mense, as weergebore mense. En die Here kom lê vir ons 'n paar beginsels neer waarvan hierdie gedagte oor vrygewigheid en naaste liefde baie belangrik is. Die Here sê vir ons in die groot gebod, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag, en dan die gebod wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En vriende, daar is baie verwarring oor wat is naaste liefde en in hoe mate moet ons gee vir ons naaste en wat wil die Bybel vir ons kom leer. En ek gaan probeer om dit vir u bietjie te ontrafel en ek vertrou dat u 'n beter verstaan daarvan sal hê na afloop van hierdie oordeenking. Nou die Bybel sê daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry, en een wat terughou meer as wat reg is, maar tot sy gebrek. Nou, wat die Bybel vir ons eenvoudig wil sê en wat Salomo vir ons wil leer onder leiding van die Heilige Gees is presies wat die apostel Paulus in die Nuwe Testament vir ons wil kom leer. En dit is vriende, dat 'n kind van die Here iemand is wat graag met ander wil deel wat God uit genade aan hom geskenk het. En dis nie net altyd, vriende, die tydelike dinge nie. Ja, tydelik ook, die versorging op tydelike gebied, maar dit is baie meer as dit en ons gaan vanmôre 'n bietjie daarna kyk. As die Here vir jou seën met rykdom, as die Here vir jou seën met 'n groot en 'n goeie inkomste, as die Here vir jou seën met baie tydelike hulpmiddels, vriende, is daar altyd die begeerte in die kind van God se hart om met ander dit te deel. En nou moet ons baie versigtig wees, want die Here sê vir ons moet ook goeie rentmeesters wees. En ons moet versigtig wees dat ons nie net sommer uitdeel aan elke janrap in sy maat en mense en hulle sonde subsidieer nie. Maar as ons sien daar is nood en ons identifiseer die behoefte van 'n persoon, dan is 'n kind van die Here iemand wat bereidwillig is en gretig is om te gee, om te help, om in daardie nood te voorsien. Ag vriende, deur God se genade het ek in die jare wat ek in die bediening is, baie sulke mense leer ken en ek ken tans sulke mense. Hulle harte is oop en hulle hande is oop vir ander en hulle gee getuienis en hulle sê hoe meer ons gee, hoe meer voorsien die Here aan ons. En dan praat ons nie net van tydelike behoeftes nie, maar ook in geestelike sake en baie ander dinge wat ons baie keer nie eens raak sien nie. Ag vriende, die groot saak hier is en die belangrike waarskuwing wat ek vanmôre vir u wil gee is dat ons nie nou moet gee en God onder die verpligting plaas om te sê, Here, ek het nou gegee, nou skuld u vir my nie. Hierdie hele gedagte gaan oor 'n gesindheid van die hart, 'n liefde teenoor my naaste, wat 'n vrygewigheid in my hart opwek, en ek gee omdat God vir my goed is. Daar is baie mense wat gee en hulle sê, luister, nou skuld die Here my. God kan nooit ons skuldenaar wees nie, en dis iets wat ons vir mekaar moet sê. God gee vir ons alreeds soveel uit genade, en daarom moet ons in dankbaarheid ook vir hom sê, Here, ons eer u, want u voorsien ruimskoots en ons sal op ons beurt gee om u dan te verheerlik. Hoor net hoe mooi stel die apostel Paulus het daar in 2 Korintiërs, die 9de hoofstuk, daar vanaf die 6de vers. Hy sê, maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê
en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Soos geskrywe is, hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. En dit is belangrik om hierdie wonderlike saak raak te sien, nie net in die Ou Testament nie, maar ook in die Nuwe Testament, dat ons nie spaarsaamlik moet saai nie, dat ons moet gee, vriende, dat ons bereidwillig sal wees om ook in die behoefte van ander te voorsien. Die Bybel sê, daar's een wat terughou meer as wat reg is. Beteken nie ons moet alles weggee nie, beteken nie daar moet niks vir ons oorbly nie, maar baie keer is ons so selfgesentreerd, dat ons alles vir onsself hou, en dit lei tot groter skade, en tot groter verliese, want God het 'n blymoedige gewer lief. Vers 25 is baie nou saam met vers 24, daar staan die siel wat seën word versadig, en hy wat laaf word self ook gelaaf. Die invalshoek is bietjie anders te hier in die sin, dat hierdie seën wat ons verander gee, en die lafenis wat ons verander gee, gaan meer oor wanneer mense 'n behoefte het, in die sin van om langs hulle te gaan sit, en ondersteuning aan hulle te bied. Dink aan hulle wat miskien vanmôre treur oor 'n geliefde wat afgesterf het. Mag die Here genade gee dat ons 'n seën vir hulle sal wees. Hulle sal laaf, hulle sal versadig met ons teenwoordigheid, met daardie gebed wat ons vir hulle doen, om vir hulle te sê, luister, ons dink aan julle in hierdie tyd van nood. Dink vriende aan hulle wat te neergedruk is, hulle wat miskien vanmôre met siekte worstel, hulle wat miskien vanmôre probleme het met kinders of met familie of vriende. Wanneer laas het jy langs iemand gaan sit en vir hulle gesê, luister, soos die Here my vertroos het, wil ek jou kom vertroos. En die genade wat die Here aan my kom skenk het, om uit hierdie gat van moedeloosheid te kom, wil ek ook langs jou kom sit om jou op te tel, en jou te vertel van die genade van God, in Christus Jesus ons Here. Ag, ons dink aan Job se 3 vriende, in plaas van om hom op te tel, het hulle hom afgedruk, en vriende, die Here wil vir ons die teenoorgestelde kom leer, dat ons nie beterwetig sal wees nie, maar met daardie gesindheid sal kom. En hierdie woordjie laaf, vriende, is om soos vir 'n dorstige man 'n water te gee, om vir iemand wat siek is medisyne te gee, om vir iemand wat behoeftig is hulp aan te bied. En daarom is die gebed van my hart dat ons ook sal besef dat as ons laaf, sal ons gelaaf word. Dit gaan miskien baie goed met u vanmôre, en miskien loop alles vir u reg vanmôre. Dan wil ek jou vra dat jy werklik die gesindheid van Jesus sal hê om na ander uit te reik. Want ons weet nie wanneer die bordjies verhang word nie. Ons lewe in 'n gebroke, gevalle wêreld. En een ding wat ons weet, wat ons aan ander doen, word dikwels teruggedoen aan ons. En daarom is het belangrik dat ons ook sal sien dat die Here vir ons hierdie reël in sy woord neerlê, dat ons moet naaste liefde uitleef, vrygewig wees, en dan moet ons ook ander seën en ander laaf en verander gee in tye van nood, om ook vir hulle op te tel en op te bou in die allerheiligste geloof. En dan net so kort gedagtetjie oor vers 26. Hy wat koring terughou, hom vloek die mense, maar seëninge kom op die hoof van hom wat koring verkoop. Eerste plek sien ons 'n besigheidsbeginsel. Vriende, ons hoef nie alles weg te gee wat ons het nie. As jy 'n besigheid vanmôre het, dank God daarvoor, dank die Here vir die wins wat jy daaruit verkry, eer hom as die gewer van goeie gawes. Maar hier is 'n waarskuwing vir ons, en dis goeie raad wat ek vir u wil gee, want selfs aan ons besigheid doen, moet ons God daarin verheerlik. Nou in daardie tye was koring 'n baie belangrike hulpmiddel gewees. En wat gebeur het is, die ryker manne het hulle oes teruggehou, en dan was daar nie koring beskikbaar nie. Dit het die prys opgejaag, en dan sou hulle oes beskikbaar gestel het, en dan het hulle hierdie koring ten duurste verkoop aan hierdie armer mense, en dit het mense opstandig gemaak, en soveel so dat hulle hierdie mense gevloek het, en hierdie vloek was nie kras woorde noodwendig nie, dit was meer om hierdie saak oor te gee en te sê dat die Here julle sal vergeld vir die boosheid wat julle aan ons doen. En ag vriende, ons dink vandag ook aan hoe die markte gemanipuleer word. Ons dink vandag aan hoe mense oneerbaar optree, ook in die besigheidswêreld. As jy vanmôre 'n kind van God is, en daar is 'n produk wat jy moet lewer dit op die regte tyd, sodat jy God kan verheerlik en vertrou hom vir die wins. Ek het onlangs vir iemand gesê, ons moet nooit God buite rekening laat nie, omdat ons hom nie met die blote oog sien nie, dink ons kan maar aangaan soos ons wil. Daar is 'n God in die hemel, wat nie net regverdiglik sal oordeel nie, maar ook vir ons sal seën, wanneer ons eerbaar, opreg en heilig voor hom lewe. Daarom is die gebed van my hart, dat u hierdie paar verse sal sien as goeie raad wat ek u gee, Bybelse raad, en mag die Heilige Gees vir ons lei in wysheid om God daarin te verheerlik. Baie seën vir u, baie liefde groete, en 'n mooi dagie verder. Tada.